Halleluja. As die wind en die golwe kom waai, hoor ek die naam. Op die rots van die woord staan my huis, as die branders kom slaan. Prys die Here. My skip sal bly seil in die wind, as alles om my vergaan. Want die woord is 'n lamp vir my pad, en die lig laat my staan. Prys die Here. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het verkoop en my lippe sal sing tot die Heer. Prys die Here. Halleluja. Goedheid en majesteit skyn in die dag deur die werke van my lewe, gekoop deur die spykers se merk in die hande. Prys die Here. Hou my vas as ek twyfel, o Heer, laat my vas in U staan. Prys die Here. Op die weg van die woord is die pad wat my voete wil gaan. Halleluja. Hierdie Gees sal ek lewe, o Heer, geen vrees my verslaan. Amen. Ek stap voor deur die bloed en die merke in die hande bly staan. Prys die Here. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan Die grote Heer. Prys die Here. My siel het verkoop en my lippe sal sing tot die Heer. In die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke Here. van my lewe, gekoop deur die spykers se merk in die hande. As ek stoor op U sal ek my lewe aan U toe vertrou. In wysheid sal U Heer my lewe in U hande hou. My oë sal U wonders kan sien, die rede aanskou. Uit as sal ek opstaan en sing, my lof aan U bring. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan U grote Heer. Here. My siel het verkoop en my lippe sal sing tot die Heer. Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke van my lewe, gekoop deur die spykers se merk in die hande. Van my lewe, gekoop deur die spykers se merk in die hande. Amen en amen en amen en amen. Nogmaals amen. Goeienaand Marlien, goed en jy? Welkom vanaand hier by Kom Saam. Voel vry, voel deel van die program. So waar ek vanaand gaan getuig, my manager Jonathan, goeienaand, goed en jy? Welkom jy vanaand hier by Kom Saam. Ja, en dan Louwenie, ja, sy het opgekom, sy het gesê, hallo my boetie, goeienaand my sussie, welkom jy vanaand hier by Kom Saam waar ons getuig. Dan het ek gesien, Louisa het opgekom, sy het gesê, die klank is 100% hier by my, en ek glo die klank is 100% by almal. So, prys die Here. Daar kom nou nog 'n naam deur, Marisa,
Barnard, ja, goeienaand hier by Kom Saam, waar ons vanaand gaan getuig, so ja, wees deel van die program, en ja, ons gaan nou vanaand verder getuig, want vanaand is eintlik waar alles begin, so ja, ek wil nie baie sê nie, maar kom ons wag vir die getuienis, so kom ons begin eers met 'n gebed. Here Vader, ons kan net vanaand voor U almag wees. Ons kan net vanaand kom en sê, Here, hier is ek. Here, ek bring al my broers, my susters, elkeen wat luister na hierdie getuienis, elkeen wat ingeskakel is. Here, my gebed is, Here, laat hulle nader na U sal kom en laat hulle 'n verhouding met U sal hê. En Here, wat bo-natuurlik is, 'n verhouding waar U in 'n werklikheid is. En Here, waar die mense U kan vertrou en hulle hoop op U sit en nuwe krag en nuwe moed vind, Here. Here, waar hulle elke dag saam met U kan wandel en saam met U kan wees. En Here, dankie vir die geleentheid dat ek kan getuig en Here, dat mense antwoorde kan kry, mense antwoord deur die getuienis kan ontvang in Jesus naam. Seën hierdie program, Here. Wees saam met elkeen wat ingeskakel is en Here, dankie dat ons nog 'n aand het, 'n geleentheid het deur die genade van U om te kan getuig. Dankie vir Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis, wat gesterf het, opgestaan het uit die dood uit, opgevaar het na U, sodat ons die Heilige Gees kan kry. Dankie vir die Heilige Gees, wat ons trooster is in ons lyding is, in die magtige naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen en amen. Daar kom Gerard en Jolien deur. Goeienaand. Ja, Jolien is my ander bestuurder, sy's op my media. Sy's besig om vir my advertensies te maak. Julle sal sien, as ek nou begin 'n post, dan sal ek sê, donderdag, wat se dag, nogal die Kom Saam, sy het dit baie mooi gedoen, ek het vandag begin post, so dat julle gaan baie meer sien, daar gaan nog baie meer dinge gebeur. Sy is ook die een wat die drukwerke doen, so sy is tans besig en met die Kom Saam platform om 'n paar produkte te maak, want sy maak soos koppies met die Kom Saam op en sy druk t-shirts en ag, sy is so baie. Jolien kan maar haar telefoonnommer daar neersit en sy is ook van haar goed is ook op Tydkalot en ja, die kind doen werklik baie goed en vir my as 'n pastoor is dit 'n groot voorreg om die kind in die gemeente te hê en sy en Gerard het nou gisterand die komputer gevat en die name van die mense wat op die Kom Saam waarvoor ons gebid het, het hy vir my alles bymekaar gesit. Wow, hoe awesome is dit nie? En ja, mag die Here elkeen wat betrokke is by hierdie Kom Saam program net seën. En dankie vir elkeen se bydrae. Halleluja. Ek het vanaand 'n song wat ek wil indruk. Ek wil kyk wat doen die rekenaar. So kom ons kyk. Wat doen Facebook? Of hulle hom gaan blok of hulle hom gaan deurlaat. So prys die Here. Wachter, de goede noemen. Waarschijnlijk op je werk. Het steekt met die brandende doornbos wat niet wou uitbranden. Het zou dat trek. Toen die Heer zien dat ik nader kom, roep my Moses uit die doornbos. Prys die Here. God sy moerie nader kom, trek ek loes, toen ek staan op heilige grond. Prys die Here. Ek is sy God. Halleluja. Prys die Here. Die Here God. God van Abraham, Isaac, God van Jakob. ek is sy God. Ek is wat ek is.
net vertrou. Moses sukkel om te praat, God stuur hom aan, hoeveel te meer vir jou. Ek is sy God. Halleluja. Die Here God, God van Abraham, Isaac, God van Jakob. Ek is sy God. Ek is wat ek is. die Here van jou vaders tot na geslag. Ek is wat ek is steeds. Gloria, halleluja. Amen en amen en amen. Dit is my verskriklike mooi song. Eerste keer wat ek hom gehoor het was in die tyd van 2008. Back to Basics sing hom. So ja, ek sien julle vra wie sing daar, so Back to Basics sing hom. Ja, hulle het baie liedjies, popliedjies as musiek gevat en die woorde net verander, maar dit is baie mooi. Prys die Here, is 'n baie mooi song daai. So, Gerard, ek hoop jy het hom gekry. Dit is Back to Basic. Dit is 2 vrouens en 'n man. Yes. Okay, dan sien ek Isabella, jy het deurgekom, goeienaand, welkom jy ook vanaand hier so by Kom Saam, en waar ons gaan getuig vanaand, dan het Elise deurgekom, Elise, goeienaand, welkom jy ook hier by Kom Saam, en welkom by ons getuienisaand, en so voel vry, voel deel van die program, en so kom luister gerus, gloria, halleluja. Halleluja, dankie Malien. Ja, dis my verskriklike mooi woorde. Daai wat die Here gesê het. Ek is wat ek is. Dit is in Exodus 3. Die Here het self dit uitgespreek. Ek is wat ek is. Prys die Here. Ja, U is my God. Daar sê, dankie Gerard. Daar sê. Hy sê nie, hy het hom nou gekry. So prys die Here. Mense, kom ek gaan nou verder getuig en hier met hierdie getuienis is dit nou besig waar alles begin. Maar ek wil nie dinge vooruit hardloop en ek wil hê julle moet luister. Onthou ek het getuig, ek is besig om te vas. Dit was na die hospitaal in die tyd wat ek by die hospitaal was. Ek het die Vrydag was ek by die hospitaal, Saterdag was ek in die tuin. Ek het laasweek getuig daaroor en dit wat ek kom ek gaan net so 'n paar dingetjies herhaal wat ek laasweek gesê het en dan gaan ons oor na hierdie week sin. En toe ek so in die tuin was en ek so met die Here gepraat het, het dinge baie hard op my hart, baie hard in my hart gedruk. Die feit is, ek is baie ernstig oor die Here. Verskriklik ernstig oor die Here en oor die dinge van die Here. Ek is baie ernstig. Vir my is, as 'n ding rooi is hy rooi en daar is nie verbykom kans. Die sonde bly sonde en jy gaan nie my oorreed en vir my probeer dit buig nie. Dit gaan nie werk nie. En so voel ek oor die woord van die Here. En ek binne my het ek 'n begeerte om vir die Here te hardloop. Nou, ek praat nie van wedstryd hardloop nie. Ek praat om vir die Here te werk, om vir die Here 24 ure 'n dag in sy dienste wil wees. Ek wil in die bediening wees. Maar ek weet nie hoe nie. Nou het ek hierdie vas en ek besef, Jesus het dan die wil van die Vader gedoen. En soos wat Jesus die wil van die Vader gedoen het, wil ek die wil van die Vader. Ek wil nie Jesus, of ek wil Jesus wees, kom ek spreek het, ek wil net my self daarig,
maar ek weet ek kan nie Jesus wees nie. Alhoewel ek wil gekroon wees met hom, ek wil sy liefde hê, ek wil sy vrede hê, ek wil doen wat hy gedoen het. Ek wil mense bemoedig, vir hulle sê, draai terug na die Vader toe. Ek wil vir mense bid, ek wil die mense vertel dat Jesus koning is. Ek wil die wil doen, sodat die mense nader na God toe kan kom. En dit is my begeerte, en dit is wat ek in hierdie vas begin besef het. My hart se verlange is in God. En ek sal wil wat gee om vir die Here te werk. Want ek wil doen wat die Here gedoen het. Ek wil doen wat Jesus gedoen het. Alhoewel Jesus geloop het van dorp na dorp en hy het die evangelie so gebring en hy het mense bemoedig, vir mense gebid en dis wat ek wil doen. En hy het nie net in die wil van die Vader gebly. Ongeag of daar reën daar was, robbe winde was, waar hom wou doodmaak met daar op een plek wou hom van 'n krans afgegooi het en daarin. Maar bobehalwe dit het niks het Jesus verhinder nie. En dit het my begeerte begin raak om soos Jesus te kan wees. En ek besef dis 'n groot opoffering. Want Jesus self het gebid en hy het gesê, soos U my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook gestuur. En dit het my wens begin raak. Volgens Johannes 17 vers 18, dat die Here my wil stuur. Dat die Here my wil stuur na die verlore skape, dat die Here my wil stuur na mense toe, dat die Here my wil stuur na gebrokenes, waar die Here my wil stuur, en dat ek net saam met daai mense kan sit en sê, luister jy, moenie moed verloor nie. Jy weet, ek raak bedroef hierso, want hoe meer ek ernstig raak, hoe meer wil die trane kom, so vergewe my, ek is mens, ek het 'n begeerte in my hart, ek brand vir Jesus, halleluja, Here, ek wil net dit wil doen van die Vader. En Jesus het oorgeloop van dankbaarheid, hy het oorgeloop van opgewondenheid, en nou is ek in hierdie tydperk, en God self leer my om oor te loop van dankbaarheid, van sy goedheid, van sy guns, van sy genade, en alles van hom, en nou, boop dit, in hierdie vastheid, leer die Here my ook, om te wag op hom, om te wag wat hy my antwoord, om te wag, maar ook dat ek in God moet glo, ook dat ek in God die Vader moet vertrou en vasstaan binne in hierdie vertroue, soos wat ek glo, en ek moet my hele hart daaraan sit, ek moet my hele siel daaraan sit, ek moet alles wat binne in my is, binne in God sit, en ja, dit het my verhouding versterk, maar dit het my ook die opsie gegee om die Here wat vir my is, alles uit my uit te gee. En soos ek sê, en nou in hierdie tyd het die Here my nou geleer om op hom te vertrou, maar hy het my nou ook geleer dat ek stil moet wees voor hom. Dit beteken, ek moet my mond hou, my mond moet toegaan, my gedagtes moet stil staan, daar moet nie as 'n gedagte hardloop nie, my oë moet gesluit wees, hoekom? Sodat niks my aandag aftrek nie, en laat ek voor die Here net doodstil moet wees, en in daai tyd, wat ek so doodstil, en daar seker 'n uur of 2 verby gegaan, maar die ding is,
Ek moet aanhou glo. En nie moed verloor. Aanhou vertrou op die Here. En dat ek nie moeg raak nie. Laat ek nog steeds by my bewustheid is, laat ek nie aan die slaap raak nie. Al draai die hongerte hier binne my maag, dis nou my tweede dag, en laat ek net moet aanhou met my vas, en uithou, en nog vashou, binne in hierdie tyd, en ek weet ek kan dit doen, ek weet God is met my, ek weet, omdat die Here gesê het, ek moet vas, en hy die vas vir my beplan het, sal ek dit kan voleindig. Dit was nie 'n beplanning van myself gewees nie, dit was deur God beplan gewees vir my. En wat die Here het self al voorheen het ek het getuig, het die Here self gesê, hy het my gekies. Daar is skrif wat sê, ek het baie is gekies, maar min. Tel dit op en doen dit en alles. En so ja, die Here roep baie, en hierso het die Here selfs gesê, hy het my uitgekies. Ek het nie verstaan, waaroor het die Here my uitgekies nie. Dit was vir my nog, ek weet ek moet hom volg, maar wat is God se plan vir my, as mens, en dit was my nog duister geweest, ek het nog nie die antwoord gehad nie, en nou sê die Here, hy het my gekies. Nou, as jy nou teruggaan na die Bybel toe, sy sien, die Here het nie engeltjies geroep nie, en die Here het ook nie mense geroep wat soet is nie. Ok, Moses het 'n ou doodgeslat, hy het weggehardloop. So, ek is nie enigseen wat weggehardloop het nie, ek het ook weggehardloop. Ek het ook droog gemaak in my lewe, ek het grootliks droog gemaak in my lewe. Mense dis onbeskryflik. Paulus was by gewees toe hulle Stefanus doodgemaak het, en hy het dit goedgekeur. Dawid het gehoreer, hy het sy oot gedwaal, hy het vrouens, hy het 'n ander man se vrou gevat, verstaan, en die Here het my ook, ek is ook iemand wat droog gemaak het in my lewe, ek is nie 'n persoon met wat se lewe alles goed was nie. My lewe was 'n groot gemors geweest. Dit was my skuld, dit was my keuse, want ek gaan nou nie daaroor uitbrei nie, maar ek het droog gemaak, regtig droog gemaak. Yes, en die Here gebruik altyd, die skrif sê, hy gebruik hulle om die geleerdes te skaam. So ja, die Here gebruik altyd die nobodies en die washouts en die ouens wat droog maak. Want die ding is, hoekom die Here ons gebruik is, omdat ek reeds die pad geloop het, omdat ek reeds geval het, kan die Here my gebruik om jou te leer, om nie daai selfde pad te loop nie, om nie te val nie, en hoe om op te staan, en hoe om op die Here te vertrou, net soos wat ek doen, en dis wat ek nou presies hierso doen. So ja, dis hoekom die Here ons gebruik. Hy maak ons eers, laat ons goed val, goed seer kry, en dan. En intussen, terwyl die Here hierso nog deur die dag, loop ek nog in die tuin op en af, dit raak donker, ek wag op die Here, ek sit en dan staan ek op, dan loop ek weer in die tuin rond, en soos wat ek rondloop en stil raak, kom die woorde van die Here, waar die Here sê, ek het jou lief, jy's myne,
en dan bly die Here weer stil, en dan krap die maag, en dan voel hy weer so bietjie moeg, en maar, jy moet uithou. Die hele resep is om uit te hou en aan te hou. Julle gaan nou sien. En so die aand nader gekom, en later, dit was die Saterdag gewees, het ek nou rustiger geraak, en later die aand het ek nou gaan slaap, sodat ek 'n nuwe dag met die Here kan begin. Laat ek uitgerus sal wees vir die nuwe dag, en ja, so te gaan inkry. Nou, die derde dag, dit was nou die Sondag gewees, want die Vrydag was die eerste dag, dit was die Saterdag die tweede dag, die Sondag, nog voor die son uit is, toe is ek al op, en ek is buite in die tuin. Hoekom ek vroeg op is, ek doen dit nou nog, ek is 3 uur op 'n Sondagoggend, is ek op, en as ek baie keer sit ek hier so, dis op Sondagoggende, want ek moet nog woord kry, ek moet nog inspirasie kry, ek wil nog die teenwoordigheid van die Here beleef, en dis wat hierso ook gebeur het, van hierdie tyd af tot nou toe, is dit nog steeds in my lewe. Daai Sondag, voor die son op is ek uit, en ek is in die tuin, en ek is besig met die Here, ek loof, ek prys hom, ek eer hom, ek verheerlik hom, en steeds moet ek uithou. Alhoewel dit my laaste dag is, kan ek nie nou in my vastyd gaan sê, ek is honger en myself jammer kry. Nee, ek moet jubel, ek moet juig, ek moet vreugde in die Here, ek moet opgewonde wees. Dit maak nie saak hoe ek voel nie, maak nie saak waartoe ek gaan nie. Ek kan nie op my gevoelens staat maak nie, dis kom ek dit baie keer sê, wanneer ons bid vir die siek mense, moenie op jou gevoelens staat maak en jou emosies nie, want laat jou nie steek. Want hier het ek het geleer in my vas, moenie daarop staat maak nie, glo in God. En dis presies wat ek hierso doen ook. En so hou ek vas. En as jy dit doen, soos ek daai oggend, net soos ander oggende, is ek in die teenwoordigheid van God. Nou die dag het ek 'n gesprek gehad met Jonathan, toe sê hy vir my, hy wil vir my X noem, hy is my manager, dis 'n pragtige kind, ja, hy is my projekbestuurder, en hy sê vir my, hy wil net vir my X noem, en ek staan so en ek luister na Jonathan, en hy sê vir my, in hierdie kerk, voel hy die kalmte en die vrede van die Here, maar hy sê op ander plekke voel hy dit nie, en toe besef ek, dis presies wat daai dag in die vas gebeur het, nou dat ek dit hier leer, en tot vandag toe, beleef mense nog steeds die teenwoordigheid van die Here. Wanneer hulle in die diens is, wanneer hulle hierso inloop, is die groot kalmte, die teenwoordigheid van die Here is hier. Die teenwoordigheid van die Here is my meer belangriker as enigiets anderste. God se teenwoordigheid moet hier wees, want ek beweeg in die teenwoordigheid van die Here. Want hoekom? Want toe die Here, toe Moses in die teenwoordigheid van die Here, toe moet hy sy skoene uittrek. Yes, eintlik is ons onderstel ook om ons skoene uit te trek, maar omdat ons deur genade gered is, laat die Here my toe om my skoene aan te hou. Maar as die Here wil, sal hy vir my sê, trek uit jou skoene, want in sy teenwoordigheid is dit absolute heiligheid. En die teenwoordigheid is baie belangrik om in die teenwoordigheid van die Here. Dis nie net 'n gebed wat opgaan nie. Dit is nie net 'n oomblik wat jy net bid, nee. Jy's in die teenwoordigheid van die Almagtige. Onthou, ek het 'n week of 2 terug genoem, wat ek vir die Here gesê het, hoekom is Josef, Jakob, Abraham, Isak, Dawid, hulle almal, hoekom het hulle in die teenwoordigheid, maar ons kan nie in die teenwoordigheid inkom nie. Maar die teenwoordigheid
Nie enige mens kan daar inkom nie. Jy kan nie, as jy lieg, kan jy nie daar ingaan nie. As jy God bedrieg, kan jy nie in sy teenwoordigheid wees nie. Jy blaf jouself. Om in God se teenwoordigheid moet jy ook kan strewe na heiligmaking. Jy kan nie wydspeen staan, hierdie kant die wêreld dien en die kant God dien nie. Daai ding gaan nie werk nie, want jy kan nie so die Here dien nie. Want hy sê in Openbaring, was jy maar eerder koud of was jy maar warm, maar nou dat jy lou is, spoeg ek jou uit my mond uit. So jy kan nie wydspeen, jy kan nie compromise nie. Jou keuse moet wees wat se besluit jy neem. En die besluit wat jy neem, jy gaan of in die teenwoordigheid van die Here wees of buitekant wees. So, maar vir my as mens is die teenwoordigheid van die Here meer belangriker. Amen. Amen. Daar kom Gerard ook deur, kyk daar so. Mense, Gerard is ook hier by my, is een van my voorsangers en Jolien se man wat daar sê hy dit ook. En die mense getuig hiervan. Dit is 'n werklikheid. Is God se teenwoordigheid. Om in die teenwoordigheid van die Almagtigheid te wees, is awesome. Jy beleef bonatuurlik, die krag van God beweeg, die gees van God beweeg, die aanraking, die liefde, alles. Daar sê Gerard al by die hekke. Dankie daarvoor Gerard. Beleef hulle dit. En hier sit in die vas, sê die Here dit al begin. En die Here is 'n waarmaker van, ek het nie gevas daarvoor nie. Die Here het dit self gedoen. Amen. Amen. En die teenwoordigheid van die Here is absoluut van belang. Die teenwoordigheid van die Here is waar ons almal in moet wees. En in my laaste dag, om sonder kos te wees, en raak ek honger. En wanneer ek honger raak, dan raak ek swak. En wanneer ek swak raak, dan begin ek eers baie praat, en hoe meer ek honger raak, hoe minder begin ek gesels. So dit is 'n werklikheid. En hoe langer die dag word, hoe baie stiller raak ek by die uur. En so ja, so het ek daai die hele dag nou deurgegaan, eintlik baie min, werklik, min gebid, baie minder gebid. Ek het eerder probeer my mond hou, want jy sien, my kragte voel min, ek sê regtig, my brein wil nie regtig hardloop om te bid nie, maar ek weet binne my moet ek uithou, en binne my moet ek eerder net rustig wees, en baie meer op God vertrou, en vir die Here sê, Here, U sal deurkom, U sal antwoord. Daar's 'n plan met hierdie vas, en ek weet nie wat die plan is nie. En so moet ek my gedagtes stil hou. Selfs in hierdie tyd wat my kragte min is, ek honger is, en ek wag op die Here. Die branding is in my hart, want ek soek 'n antwoord, want ek weet nie hoekom het die Here vir my gesê ek moet vas nie. Ek weet nie wat was die plan gewees van die Here nie. Nou staan ek op en ek loop op en af, maar my gedagtes is nog steeds stil, alhoewel ek nog steeds op die Here wag, alhoewel ek nog steeds 'n verwagting het dat die Here gaan antwoord. Dan voel ek, okay, vir 'n oomblik, ek moet net teruggaan, net weer die Bybel optel, gou weer 'n paar psalms weer lees, en so doen ek, en ek lees dit so, dat ek kliphard dit kan hoor. Onthou, ek kan nie meer bid nie, my woorde wil nie meer kom nie, maar nou kom die psalms op, en nou hoor ek myself, en ek probeer my gedagtes loskry, laat dit kan begin hardloop, laat ek kan begin bid, maar my gedagtes wil nie hardloop nie.
En dan maak ek weer my oë toe, dan gaan sit ek weer, en dan wag ek op die Here, dan staan ek op, dan loop ek weer op en af, en ek weier net om op te gee. Ek spyt die duiwel, want ek weier om op te gee. En jy moet weet, God die Vader het die vas vir my uitgekies. Die Here het vir my gesê, ek moet dit vas uitroep. Ek het dit getuig, en so, as die Here gesê het, ek moet vas, dan kan ek nie opgee nie. Die verwagting in my hart begin om groter te word. Binne my begin ek ervaar, daar's 'n verwagting, ek het 'n verwagting dat iets groots gaan gebeur, iets greats gaan deurkom, maar ek weet nie wat nie. Die Bybel sê, vir ons, daar begin die skrifte weer hardloop, en die skrifte sê vir ons, daar's in Kolossense sê vir ons, meer as wat ons ooit kan bid, of kan vra, ek maak net gou kort opsomming van die skrif, dis nie presies, maar dis naasby, en hy sê, groter as wat ons kan bid, of wat ons kan vra, sal die Here vir ons doen, en dit is presies die verwagting wat ek het, is ver bo in my gedagtes, ver bo in my hart, maar weet nie wat nie. Dit is nou moeilik om te beskryf. Dis ver, ek kan dit nie beskryf nie. Ek weet ek het 'n verwagting, maar ek weet nie wat dit is nie. Maar ek weet, dit gaan van God afkom. En later praat ek weer met die Here, dan sê ek, Here, ek hou vas, ek kies om by U te wees, ek kies, Here, ek het die verwagting in my hart, vir die woord, ek het die goeienaand Kenneth, goed en jy, welkom vanaand, jy ook hier so seun, en welkom hier by Kom Saam waar ek getuig, en ek wil hoor, Here, ek wil sien, ek wil U beleef in my lewe, en dis dinge wat ek met die Here praat op my vasdag, en dit was ook nie lang meer gewees, toe is die dag ewe skielik verby. Jy weet, as jy eers begin met die werk van die Here, of dinge van die Here, en as jy weet, kyk, is die tyd verby, en nou lê die laaste skof vir my vas hoor, dit is die aand, nou ja, en nog steeds, staan ek hier buite, want ek wil nie binne wees nie, want Annetjie op daai stadium, al het kos gemaak vir almal in die huis en vir almal, en so ek wil nie die reuk van die kos sien, ek wil nie koffie ryk en goed nie, ek is besig om te vas, ek is besig om te glo in die Here, so dit is hoekom ek buite in die tuin is, en ek verkies, maar ek kan sien, dis besig om donker te word, die donkerte kom nader, en met eens voel ek in my hart, dat ek saam met Annetjie moet gaan bid. Nou, Annetjie was op daai tyd my vrou gewees, en hierdie het gebeur in 2008. Louisa is vandag my vrou. Ek nie Annetjie gelos nie, sy is dood aan baarmoederkanker in 2019. Ek sal nog getuig daaroor, maar sy was op daai stadium saam met my gewees. Dis baie belangrik dat julle moet weet wie Annetjie was, en Louisa nou my vrou is. So ja, net terloops, is vandag ook my huweliksherdenking, maar julle kan my later gelukwens, so prys die Here daarvoor. So ja, kom ons gaan aan. En hierdie is dan my laaste skof, en ek moet aangaan, maar dit is my baie belangrik, want ek moet dit getuig. Ek voel in my gees, dat die Here sê, ek moet saam met Annetjie gaan bid. Baie keer sal die Here vir my sê, ek moet saam met Louisa bid, of Louisa sal na my toe kom, en dan sal sy vir my sê, hey, kom ons sit, kom laat ons bid, dan bid ons saam, want die Here sê vir ons bid saam, maar die Here sê ook, daar kom tye wat die Here vir ons sê, laat ons moet saam bid. Nou, dit is nou hier waar dit baie belangrik raak, want, ek het vir julle gesê, ek het 'n verwagting, en nou, toe ek ingaan, toe besef ek,
Annetjie is in die bad op daai stadium, so ek gaan sit maar in die kamer, en nou wag ek vir haar, en toe sy nou uitkom, toe sê ek vir haar, hoor, kan ons bid, en so sy nader gekom, toe sy nou rustig raak, toe kan ons nou lekker saam bid, en toe ons nou begin bid, nou in ons gebed, en ek doen nou met Louisa ook, is waar ek ons invat in die gebed in, vir ons al twee, dan sal ek 'n gedeelte bid, en dan sal ek Louisa se hand druk, of maak, so het ek Annetjie se hand ook gedruk, en dan is dit hulle beurt. Nou op hierdie stadium het Annetjie begin bid, want ek het klaar gebid. En terwyl sy bid, besef ek, God se teenwoordigheid is reeds rondom ons. Ek kan God se teenwoordigheid beleef. En nog voordat sy in tale kon spreek, of kon oorgaan in tale, toe is ek al reeds bewus van God se teenwoordigheid. En as dit gebeur gewoonlik, dan kan ek maar verseker wees, die Here wil praat. Die Here gaan deurkom. En nou spesifiek die aand, het die Here Almagtig met ons begin praat. As ek sê ons, dan beteken dit ons wat in gebed was, ek en sy. As dit ek en Louisa, as praat die Here met ons, die Here praat met ons al twee. En so praat die Here met my en Annetjie ook. En ek sit sommer regop. Ek is nie meer eers gekniel nie. Ek het sommer regop gekom, want my verwagting in my hart het groter en groter geword. En as ek myself moet beskryf, as ek soos 'n klein seentjie wat vir die eerste keer skool toe gaan. Ek kan nie wag nie, ek is opgewonde. Wat gaan die Here sê? Wat gaan die Here sê? Wat gaan die Here sê? Wat wil die Here met ons deel? Wat is die plan wat die Here met ons wil deel? Ja, en ek is dus so opgewonde soos hierdie skoolseentjie. Maar ek het ewe skielik besef, toe Annetjie daar in tale praat, hier kom dit. Want gewoonlik as sy, Louisa is ook so, gewoonlik sal hulle oorslaan in tale, dis nie lank nie, dan slaan hulle oor in hulle gebed, dan stort hulle trane voor die Here. Dis net 'n manier wat die Here het, wat die Here met hulle werk. Ek kan dit nie vir jou beskryf nie, maar dis wat gebeur. En dit kom net. En toe kom die stem van die Here deur, en die Here sê, as die Here deurkom, hy begin nie net praat. Ek gaan Louisa gebruik, ek sien sy sê daar, baie dankie julle. En Louisa, die Here gaan nie net deurkom en sê, hoor jy Dewald en Louisa, of Dewald en Annetjie, nee, hy kom eerste, hy stel homself voor, as die Here God Almagtig. Kyk maar na Moses, hy het gesê, hy is die God van jou vaders, hy is die God van Abraham, Isak en Jakob, hy is die, Jonathan het nou die dag gesê, hy is die Here van die leerskare. Ja, dis God se manier, en dis hoe die Here praat, selfs vandag nog. En God sê vir my, want hy alleen is God. Nou moet jy mooi hoor wat ek sê. En nou sê die Here, elke woord wat ek in my vasgebid het hy gehoor. En het hy gesien, dat dit van my hart af is. En dit is my baie belangrik. Gerard, ek nou dag met jou gepraat daaroor. Jolien, yes.
En baie keer moet jy dinge, jy moet nie hardop bid nie, jy moet van jou hart af bid. Dis 'n gedeelte wat tussen jou en God uitstaan. En die Here sê vir my, hy het dit gehoor. En mense, dit was vir my treffend gewees, en dit was vir my 'n bevestiging gewees dat my God lewendig is. En die feit dat hy sê, hy het dit gehoor, het my nog meer, my begeerte nog groter gemaak wat binne in my is. En dat God het ook hier vir my gesê, hy het die begeerte van my hart raak gesien. En dis in my vas, my laaste aand van my vas. En ek het dit met niemand gedeel nie. Ek het nie geweet waaroor die vas gaan nie, ek het dinge genoem, en in daai tyd het die Here dit genoem. Nou sê die Here, dat hy die Here God Almagtige het besluit om my, Dewald Allers, te gebruik, meer in sy diens. En dit is waar my dis waar die Here my in die roeping begin plaas het. Dis waar die Here begin het. In werklikheid is dit hier waar die woord van die Here in vervulling, waar ek nou vandag nog in die diens van die Here is. Dis waar dit begin het. En die Here sê vir my, en dit was vir my baie kosbaar en treffend, die woorde wat die Here gespreek het. Die Here sê, van nou af, dit was van 2008 af, dan sal ek meer vir die Here gaan werk. En nou kom die ding. Die mense vra altyd vir my, ek weet dat mense het my baie gestop, ek gaan nog getuig daaroor, waar hulle my gevra het, waar het die kerk begin? En dit is hier waar die kerk begin het. Dat God die Vader besluit het om vir my te sê in sy diens. Nou sê die Here vir my nog meer vir hom te werk. Nou sê die Here vir my, begin die kerk. En nou Elroy gemeente is nie deur 'n mens gemaak nie. Die Here het dit al bewys. Die Here het dit, hierdie kerk kan nie platval nie. Daar's geen manier. Ek skuld niks op hierdie op niks hier binne nie. En die kerk bly staan. Al sal daar niemand kom nie, dan staan die kerk doodstil. Hy val nie plat nie. Ander kerke val plat. Hierdie kan nie plat val nie, want God se woord hou hom. En kom ons kyk nou so 'n paar maande terug, het ek vir julle gesê, ek was 'n jaar en 'n half, was daar niemand gewees nie. Die Here het my staande gehou. Hoe kan ek staan? Ek nog steeds kom saam aangebied, ons nog steeds aangegaan, ons nog steeds internet en alles gehad. Ek het nie short gekom nie. Maar dis die hand van die Here. Dit wat hy begin het in my, sal hy volëindig. Okay, hier sê die Here, ek moet die kerk begin. Ja, dit is groot woorde, dit is die Here self wat die kerk wil hê. Dis die Here self wat die bruid wil doen. En dit is en die Here sê vir my, hy sal, en hy het my dit gewaarborg, dat hy sal saam met my wees. Die Here, Louisa kan getuig, Gerard, julle kan getuig, Malien, julle kan getuig, dat die Here saam met my is. Malien, hulle kom hier by my, Malien is ook my, sy's ook hier by my, sy's deel van my raad en alles, en sy's ook deel van, en hulle kan vir julle sê, daar's niks verkoop nie. Ek het nog steeds, en ek het eintlik beter as wat ek gehad het. So, dit is die Here. Al die lof, al die eer kom die Here toe.
En as die Here gesê het, hy sal saam met my wees, was dit 'n bewys daarvan. En ja, en nou sê die Here ook vir my, ek sal nie meer hoef te vrees nie, of benoud te wees nie. Mense, dit is groot woorde wanneer die Here dit spreek. Julle gaan nog sien wat in daai woorde gedoen, waar die Here gesê het, ek hoef nie te vrees. Alhoewel, daar het nog tye gekom, waar daar het Gerard nou gesê, ek wil net sien wat skryf hy daar, prys die Here, halleluja. Amen, dankie Gerard. Daar sê Gerard, getuig hierso saam met my, dit het verbeter, en dit het gegroei. Yes, want die Here het vir my beloof, hy sal saam met my wees. So, die Here het ook vir my gesê, laat hy, wat Jesus is reg langs my. Hy is saam met my, om my deur te dra. Hy is saam met my. Ek is nie alleen nie. Dat die Here sal vir my daar wees. Amen. Daar getuig Malien ook nou. Mense het hierdie is Malien en Gerard is deel in hierdie kerk. Hulle kan baie praat, hulle kan baie vertel, so julle kan gerus met hulle praat. En hierso sê die Here, hy sal saam met my wees. En dit is 'n werklikheid. En as die Here saam met jou is, wat beteken dit? Dit beteken die Here is daar. Dit is nie net 'n rympie nie. Dit is nie net sommer nie. Dis 'n werklikheid. Die Here is daar. En as hy daar is hy daar in sy volheid. In sy magtigheid, in sy heerlikheid, in sy almag. En dit is awesome. En kom ek sê nog verder. Ja, ek het droog gemaak in hierdie bediening. Toe Annetjie dood is, het ek baie verkeerde besluite gemaak. Ek het baie mense ook seer gemaak deur my verkeerde optrede. En ja, ek het droog gemaak. Alhoewel die kerk baie seer gekry het daardeur, het die Here my nog steeds staande gehou. Die Here was nog steeds daar. Vandag is ek baie spyt dat ek dit gedoen het, maar ek moes deur my foute leer. As ek sê die Here is daar, is hy daar deur dik en dun. Dis nie Absa Bank nie, dit is God, dit is Jesus wat saam met jou is. Hy is saam met jou deur die moeilikheid, deur omstandighede, deur probleme. En hy's daar en hy wil 'n God wees, hy wil deel wees. En hy wil deel wees van my lewe. Hy wil deel wees wanneer ek met julle praat, wanneer ek vir julle getuig. Hy wil deel wees wanneer wanneer ek lofsange sing. Wil die Here tussen my en jou ook deel wees. Die Here wil net soos wat hy deel wil wees van my, wil hy deel wees van jou. Maar in alles, selfs in jou gesprek op die selfoon, wil hy deel hê. En daarom is dit baie moeilik vir my om by mense te kuier, want ek kan net meer praat van die dinge van die Here as oor ander dinge. En jy weet, nou sê die Here, begin die kerk. In daardie waar die Here met my praat, ek gebruik die woorde wind nie, maar dis nie die regte woorde nie. Ek was nie regtig wind nie, maar dit kom nou op neer, ek het omgedraai en gesê, Here, waar is die tent? Waar is die stoele? Waar is die klank? Waar is die klanksysteem? Waar is al die ander goedere wat ek nodig het om die kerk te begin? Onthou, ek het nie die finansies nie. Ek het julle gesê, ek het alles verloor in my lewe, omdat ek hardkoppig is. Ek moes van vooraf begin het. So, daar is nie. En nou sê die Here, begin die kerk. Ek nog nooit eers, ek weet eers hoe om die kerk te begin nie, man. Al wat ek weet, jy stap 10 uur in en alles moet daar wees. Dis al wat ek weet. Verder weet ek niks nie.
Waar is die musiek? Waar is die klank? Waar is die mics? Here, waar is dit? En die manier wat ek vir die Here hierso vra, ek beskryf dit as windie, maar ek was nie regtig windie nie. Ek het net vir die Here het gesê ek moet die kerk begin, maar nou sit ek een Here, ek weet nie hoe nie, en die ander ding is, Here, waar is die goed wat ek nodig het vir alles om dit te begin? En jy weet, die Here antwoord my, en hy sê vir my, wat sê hy vir my? Gebruik wat jy het. Wow. En hy sê vir my, gebruik wat jy het. Wow. En nou moet ek die kerk begin. En ek moet gebruik wat ek het. Wat het ek? Knapper niks. Ja, so, die Here weet wat ek op daai stadium het, is amper niks. En nou sê hy vir my, gebruik wat jy het. Ja, mense, die Here het my op my agtervoete gesit daarso. Ek sien tyd al ons in, man. Ja, as ek sien is die tyd verlore. En hier waar die Here nou vir my sê, gebruik wat jy het. En ek het niks. Al wat ek het is die paar goed wat die Here vir my gee. Ek kon niks bykoop nie. Ek het nooit die finansies gehad. Ek kon nog onthou, byvoorbeeld toe ek my klere weggegee het daar 8 sakke klere ingekom. Wat vir my gesê, ek kan nie eens klere koop nie, ek kan nie eens onderklere koop nie, ek kan nie eens kouse koop nie, ek kan niks koop nie. Ek is afhanklik van ek kan nie eens kos koop nie. Die Here moet my voorsien. En ek is totaal en al afhanklik van die Here. Selfs tot vandag toe nog, is ek nog steeds totaal en al afhanklik van die Here. En dit is waarom die Here gesê het, hy gaan my gebruik in die bediening. Ek het nie besef wat die bediening behels nie. Ek is nog steeds in die bediening. Ja, dit sal 2008, waar trek ons 225, Jonathan, jy het my nou die dag gevra, ek dink dit sal soos, ek weet nie eers hoeveel jaar nie. Julle moet maar gou uitwerk, julle het wiskunde op skool, ek nie wiskunde gehad nie, ek het ekonomie gehad. So ja, en ek was nie baie by die skool gewees, en ek baie droog gemaak, so ek het dit ook al getuig. So ja, so ek nie wiskunde gehad nie, maar julle kan dit uitwerk. 2008, dis nou 2025. So trek maar net van mekaar af. So ja, en nou sê die Here, ek gaan jou gebruik. Mense, die Here kan enigiemand gebruik. Die Here kan enigiemand gebruik. Die hele ding is, jy moet net heeltyd nederig bly. Jy moet net kalm bly. Ek het droog gemaak, yes, dit het my baie trane al gekos. Elke keer wat ek droog maak, kos dit my baie trane, baie hartseer, baie aande, baie dae wat ek moet huil voor die Here en vir die Here sê, Here vergewe my, ek het droog gemaak, gee my 'n tweede kans. Mense, julle hoef dit nie te doen nie. Al wat julle hoef te doen is net nederig in God se teenwoordigheid te wees. Die Here het al baie dinge in my verander, maar ek probeer baie hard om nederig voor die Here te wees. So ek gaan net tot hier getuig. So ek hoop die getuienis het inpak in 17 jaar. Ja, Gerard het mooi uitgewerk. Ek het geweet iemand gaan dit uitwerk. Daar het Marlene dit uitgewerk. Prys die Here. Jy kan sien met wiskunde op skool gehad. Ek moet my geld gaan terugvra. Want hulle het net my pauses bederf. Prys die Here. Halleluja. Vanaand gaan ek vir julle. Ja, en ek het matriek. Ek het 2 keer sande 5. Dankie Jonathan, ek weet dit, jy wat my herinner daar, prys die Here, halleluja, mense, en daarom is hierdie song vir my ook so baie spesiaal, mense, onthou net, die Here soek nie slim mense, en mense wat eie wys en hardkoppig is nie, die Here soek nederige mense, en mense wat sê, ek sal gaan. I will go.
Use me, Lord. Gebruik my, Here. Maar as jy eers gaan sê, maar Here, ek moet dit eers doen, dan moet jy weet, daar is 'n probleem. Maar soos ek sê, die Here het my geroep hiervoor, en dis waaroor my preek is. Hier is my song. Amen. Is die hart klop, wil ek dit voel by jou. Amen. As U spreek my God, help my om mooi te hoor. Amen. As ek trane stort, weet ek, U doen dit aan. Prys die Here. My hart verlang na U, om U dieper te ken, en my nou nader aan U, hoor my God. Leer my U dieper ken, leer my, Here. ek wil U dieper Ek wil, Here. leer my U dieper ken, o Heer, Here my. Prys die Here. soos 'n dore lam, wat vir 'n bietjie leen. Soos 'n Prys die Here. Dankie, Gerard. smag na water, Gloria, halleluja. as die storm woed, weet ek, U Here Amen. is. My hart verlang na U, om U dieper te ken. Dankie, Malien. Dankie, Gerard. Dankie, Jody. My God. Prys die Here. Dankie, Isabel. Dankie, Louis. Dankie, Jody. Dankie, Bereik kom saam. Die Here. Halleluja. Dankie, Here. Prys die Here. My hart verlang na U, om U dieper te ken, en my nou nader aan U, hoor my God. Leer my U dieper ken, ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Heer, my God. My hart verlang na U, Amen. om U dieper te ken, en my nou nader aan U, hoor my God. Leer my U dieper ken, ek wil U dieper ken. Thanks, Jolene. Gerard, dankie. Leer my U dieper ken, o Heer, my God. Prys die Here. Leer my U dieper ken, o Heer, my God. Leer my U dieper ken, o Heer, my God. Amen. Amen. Ja, Gerard het my nou herinner en Jolene het my nou herinner aan iets. Mense, ons het 'n advertensie gemaak van ons kom saam program. Daar is ook die Jolene help my gou reg,
QR codes. Jy scan hom met jou kamera en hy gaan dadelik in. Jy gaan op my Facebook ingaan, jy kan op my YouTube ingaan. Op die advertensies is die QR codes. Dis baie maklik. Dis baie vinnig ook. So, en help ons. Gerard het ook nog gevra en Jolien het ook gevra. Kom ons versprei die advertensie. Wanneer julle my advertensie sien, stuur hom aan vir ander, laat ander ons program kan sien. Daar's 'n advertensie met al ons dae wanneer ons bid vir siekes, wanneer ons mekaar bemoedig, wanneer dit getuienis is, wanneer ons weer loof en prys en wanneer ons 'n bidaand het. So help my om die advertensies buitensyd te stuur. Stuur hom man. WhatsApp sê jy nie nou die eerste keer blok as jy hom uitstuur nie. En die tweede keer ook nie. So help my om die platform wyd en suid uit te stuur van die Kaap af, daar onder waar die see is, waar dit koud is, tot die bo waar dit baie warm is, en daar waar die see so nou en dan bietjie oorstroom hier in Durban, laat hy kon opwaai hier na die weste toe. Help my om die platform bekend te maak van Kom Saam. En almal kan gaan kyk op my platform op Dewald Aller soos julle inskakel. So hulle kan op Facebook gaan en op YouTube. Maar ek sê 1000 dankies vir Jolien en Gerard daarvoor en vir hulle insettinge daar en met die advertensie. Is baie mooi. Julle sal ons aanhoudend sien. Kyk op my blad. Julle gaan hom daar sien met al die hulle noem dit 'n QR wat se naam codes wat daarby is. Scan hom net met jou foon en jy's in. So ja. Mense, van my kant af gaan ek nou sê, goeienaand, wees geseënd, wees gegroet, en dan speel ons nou uit met, ekskuus, ek wil net hierheen, dan gaan ons nou uitspeel met die Onse Vader. Onthou môre ons het Kom Saam, waar ons praise and worship, ja, dan, tot dan, wees geseënd, wees gegroet, en, kom ek wil net gou daar so. Ja, daar sê, en dan sê Gerard ook vir my, die QR bring jou reguit na die blad toe. So daar is nie nog van ander dinge nie, hy gaan jou reguit vat na die blad toe, en dit werk. Ek het dit getoets, Jolien het dit getoets, so dit werk. So van ons kant af, so help ons hier Kom Saam program, adverteer mense, kom ons kry hierdie Elroy, hierdie Kom Saam program uit, wyd en suid, asseblief, in Jesus naam. Dat ons nog meer mense kan bereik, vir nog meer mense kan bid, en nog meer mense wat kan inskakel by die Kom Saam program. So, 'n geseënde, mooi, wonderlike aand, wees geseënd, wees gegroet, en dan speel ek uit. Shalom julle. Thanks Gerard, Jolien, dankie, Malien, 1000 dankies. Waardeer het regtig op hart. Opreg. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come. Amen. Let thy will be done, Prys die Here. as on earth, so in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass Dankie. against us. Prys die Here. Amen. Hier is our reeds groot. From evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Halleluja, prys die Here. Amen. Mense, terwyl hierdie lied speel, toe hoor ek dankie Loni, toe sien ek hierso, hulle sê die internet is af hier by my, maar ons het internet. Prys die Here. Halleluja. Amen. So geseënde, mooi, wonderlike aand. Good night julle. Amen. Dankie vir almal wat vir ons geluk gewens het. Prys die Here. Dankie vir julle gelukwensing. Dankie, julle waardeer dit.
Shalom.